Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 22ste Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: grondgrype, adjunkpresident ontken dit. Nuushooftrekke vir vandag: paneel is aangewys vir die nasionale dialoog. Grondgrype, adjunkpresident ontken dit ten sterkste. Beerdwater, dalkende rust ingestel. Skaapdiewe is op beterdaad betrap deur die polisie. Jaden Shaper wen die Mauritius golftoernooi. Die Haie-span is weer op dreef nadat hulle die bulle verslaan het. Die narratief dat wit mense in Suid-Afrika uitgemoor en hulle grond met geweld weggevat word, is 'n leuen, so benadruk adjunkpresident Paul Masitile. Daar bestaan nie so iets nie, het hy Vrydag aand gesê toe die evangelistiese Lutherse Kerk in Suid-Afrika se 50ste bestaансjaarvieringe in die Rustenburg Burgersentrum in Noordwes toegespreek het. Masitile het tydens sy toespraak nie enige iemand direk op die naam genoem nie, maar hy het met die bogenoemde opmerkings indirek verwys na president Donald Trump van Amerika se ongegronde beweringe dat 'n volksmoord teen wit Afrikaners in Suid-Afrika, wat die diplomatieke verhoudinge tussen die twee lande in duie laat stort het en daartoe gelei het dat Trump self vlugtelingstatus aan wit Suid-Afrikaners in Amerika toegestaan het. Volgens Masitile het president Cyril Ramaphosa aan hom as adjunkpresident die verantwoordelikheid toevertrou om grondhervorming en landbouondersteuning in die land te versnel. Masitile sê hy deur die uitvoer van sy grondhervormingswerk bevind dat sommige boere, veral die wit boere wat groot stukke grond besit het, aan hom gesê dat hulle bereid is om deel van daardie gronde weg te gee vir die regering om ander mense op te vestig en om nuwe boere op dit te kry. Volgens hom werk van die wit boere, selfs saam met opkomende boere, om boerdery op stukke gronde te verbeter en op voedselsekerheid vir almal te verseker. Niemand se grond word met geweld weggevat, het hy gesê. Ons tree in gesprek en ons onderhandel. Masitile sê grondhervorming in Suid-Afrika word as behoorlik bestuur. Hy voer verder aan dat aan die nuwe en omstrede onteieningswette wat Ramaphosa in Januarie bekragtig het, wat deels aanleiding gegee het tot die Trump-administrasie se huidige negatiewe houding teenoor Suid-Afrika. Dit is nie bestraffend nie, dit is herstellend en vervul die grondwetlike visie dat Suid-Afrika aan almal behoort wat daarin woon, het Masitile geskryf. President Cyril Ramaphosa het onlangs die paneel van 99 lede aangewys wat insluit verteenwoordigers van georganiseerde arbeid, die burgerlike samewerkings, nie regeringsorganisasies, politieke partye, die regering en die sakegemeenskap. Daar is reeds op die eerste naweek se konvensie op 15 en 16 Augustus besluit dat verteenwoordigers van verskeie sektore op die kommissie sal dien. Oor die afgelope paar maande het baie organisasies in die 33 geïdentifiseerde sektore en 6 subsektore verskeie vergaderings gehou om hulle kandidaate te identifiseer. Alle pogings is aangewend om te verseker dat geen sektor van ons samelewing agterweë gelaat word nie, so sê die presidentsie in hulle verklaring. Daar moet ooreenstemmigheid wees oor gedeelde visie vir ons toekoms vir die volgende dekades en die prioriteitsaksies wat onderneem moet word oor verskillende sektore van die samelewing, het hy gesê. Die Oudtshoorn munisipaliteit het gewaarsku dat Beerdkrag die voorland is vir die De Rust en Duiselsdorp afdelings. Leidens 'n kort verklaring deur Johan Allers. Oudtshoorn se burgemeester het Justin Leys, direkteur van tegniese dienste en infrastruktuur by die munisipaliteit, Vrydagoggend gesê die munisipaliteit sal geen ander keuse hê as om Beerdwater toe te pas indien inwoners voortgaan om die streng waterbeperkings te ignoreer nie. Boetes van tot R5.000 kan vir oortredings uitgereik word. Die vlak 6 waterbeperkings is ingestel vir die twee gebiede, asook die Klein Karoo landelike watervoorsieningsskema. Dit bepaal onder meer dat huishoudings se waterverbruik word beperk tot hoogstens 50 liter per persoon per dag. Daar mag egter nie meer as 6 kiloliter water per enige maand gebruik word nie. Motors mag nie met munisipale drinkwater gewas word nie. Die gebruik van munisipale drinkwater vir enige bouwerk is streng verbode. Tuine mag nie met munisipale drinkwater besproei word nie. Swembaddens mag nie met munisipale water opgevul word nie. Ander waterbronne, soos boorgatwater, moet duidelik aan die voorkant van die eiendomme aangedui word. Besproeiing van enige sportvelde, asook die naatmag van landbougronde, kampe, parke, grasperke en oop ruimtes met munisipale drinkwater is ook streng verbode. 2 mans is oor die naweek in Senekal op Beterdaad betrap met 15 vermoedelik gesteelde skape in hulle besit. Volgens die polisiewoordvoerder het die polisie in Senekal 2 mans van onderskeidelik 38 jaar oud en 42 jaar oud van die Matwabeng woonbuurt in hegtenis geneem nadat hulle met 15 skape in hulle besit gevind is.
Tydens die patrollies in en om Senekal het die polisie 'n grys Volkswagen Caravelle mikrobus van Vrystaat se registrasienommers bespeer wat teen 'n hoë spoed weggery het. Die bestuurder het probeer om die polisie te ontduik, maar hulle het die voertuig agterna gesit en uiteindelik voorgekeer. By die inspeksie het die polisie 15 skape met draad vasgemaak en 'n voertuig aangetref. Die twee insittendes is onmiddellik in hegtenis geneem. Die wettige eienaar van die skape het die via sy eiendom uitgeken. Beslag is op die voertuig gelê. Die twee verdagtes sal na verwagting vandag aan die plaaslike landdroshof van Senekal verskyn op aanklagte van die besit van vermoedelik gesteelde eiendom. Gemeenskapslede word gewaarsku om nie gesteelde eiendomme te koop nie, asook om enige verdagte aktiwiteite by die polisie aan te meld. Die syfer wat in die oorseese berigte verskyn het oor Sasha Feinberg Nkomozulo se salaris is glo ver oordrewe. Volgens die RAK CEO UK verdien Feinberg Nkomozulo, wat sy kontrak met die Stormers van dese week tot 2029 verleng het, nou 800.000 pond per jaar. Teen die huidige wisselkoers beloop het bykans 18 miljoen rand. Sy totale loon oor die 4 jaar sal in daardie geval nagenoeg 72 miljoen rand wees. Twee Mosambiekse burgers is donderdag in Kosibaai in hegtenis geneem nadat lede van die grensbestuursowerheid hulle met tientalle vervalste paspoorte in hulle motor betrap het. Terwyl hulle die voertuig deursoek het amptenare van die GBO afgekom op 46 Mosambiekse paspoorte met vervalste stempels op en onder die mat van 'n bagasiebak van die motor versteek was. Die amptenare het ook 'n bedrag van R34.000 in kontant ontdek, vermoedelik die opbrengste van onwettige aktiwiteite. Albei verdagtes is in hegtenis geneem en aangekla van bedrog, verset teen arrestasie en omkopery. Volgens die GBO gaan gesamentlike operasies deur grenswetstoepassingsagentskappe voorby Suid-Afrika se grensposte asook kwesbare segmente van die grens om grensveiligheid te versterk en die operasionele integriteit van die grens te handhaaf. Die parlement se staande komitee oor toedelings gaan die tesourie vra om in te lig oor die status van ondersoek na werkloosheidstoelae. Sedert die COVID-19 pandemie verby is die armoedetoelae nog elke jaar vir nog 'n jaar verleng met die jongste verlenging tot einde Maart 2027, waarvoor die tesourie in die mediumtermynbegroting raamwerk voorsiening gemaak het. Andrew Bateman, nog 'n DA lid van die komitee, het onlangs gesê, 'n entrepreneur het onlangs aan hom gesê, hy wil nie meer die mense in diens neem nie, omdat die staat dit so moeilik maak vir hulle. Eksklusiewe reg van die poskantoor om klein pakkies van tot en met 1 kilogram in Suid-Afrika af te lewer, is te midde van 'n hangende litigasie deur die minister gewysig. Kragtens die oorspronklike wet het die poskantoor die eksklusiewe reg om onder meer briewe en poskaarte asook klein pakkies en ander posartikels wat tot 1 kilogram weeg af te lewer. Die verwysing na klein pakkies is nou verwyder. Die poskantoor wat reeds langer as 2 jaar in sake redding is, het tot 12 Desember 2026 om oor sy opsies te besluit, aangesien Solly Malatsi die eksklusiwiteit met 'n jaar verleng het. Private posdiensmaatskappye en koerierdienste in die land is gekant teen die eksklusiwiteit en daag die reg van die poskantoor tans in die howe uit. Hulle vra die hof om te verklaar dat koeriers geregtig is om die gereserveerde items van minder as 1 kilogram af te lewer, waarop die poskantoor tans die eksklusiewe reg het, of dat enige uitsluiting van koeriers om dit te doen ongegrond is. Suid-Afrika se Jayden Shaper het letterlik die beste vir die laaste gehou om sy golfseisoen die jaar op 'n hoogtepunt te kan afsluit. Die 24-jarige het so sy tweede sege agtereenvolgens in die sonskyn en DP World reeks behaal nadat hy verlede naweek ook in die uitspeelstryd die Alfred Daniel toernooi op die Royal Johannesburg ook daar gewen het. Die 24-jarige het 'n ongelooflike loop in die pylvlak van 2025 beleef met 'n tweede plek in die Netbank uitdagtoernooi by Sun City wat sy Daniel sege vooraf gegaan het. En nou die Mauritius titel vlak voor Kersfees. Sy 64 hou in die laaste ronde. Gister het 3 voeltjies oor die laaste 4 pytjies ingesluit om die 22 beter as die baansyfer te eindig, waar die uitspeelstryd met Gerard tot gevolg gehad het. Charles Leclerc erken Ferrari het die regte besluit geneem om reeds vroeg in die 2025 seisoen sy fokus na volgende jaar te verskuif. Leclerc het self so ver gegaan om te sê dit was 'n maklike besluit gewees, aangesien die span nie in die titelstryd gemoeid wou wees nie. Het redelik vinnig besef dat ons nie realisties om die wêreldtitel sou kon meeding nie, want McLaren was te sterk. Red Bull het duidelik begin groot vordering maak in die reeks, weer verkry nie. Ek sou veel liewer die hele jaar die ontwikkeling laat staan het om 'n beter kans te staan om die wêreldtitel wen. 100%, as jy jou in die posisie bevind waarin ons aan die begin van die jaar was, dink ek, dit was basies 'n maklike besluit gewees. Ek het geen spyt daaroor, het hy in die media gesê. Die Haie die Bulle Saterdag op Kingsport met 21-12 gewen, danksy 'n indrukwekkende tweede asem, diep in die laaste skof.
Die toetrede van die KwaZulu-Natalers se plaasvervangersbank het spesiale melding van die skramskakel Jaden Hendrikse het egter gesorg dat die laaste 10 minute 'n blitskrieg van 2 5-punters vir die tuisspan opgelewer het. Die Haie was na 70 minute nog met 7-12 agter en is behoorlike skramplies deur die Ligbloues is 'n agtal geleer. Al het die Haie heelwat van die kragmeting op die agtervoet deurgebring, het sy Keremire uiteindelik nie die deurkomkans gebied nie. Breyer sê dis 'n getuigskrif van die werk wat Joey Magalo, verdedigingsafrigter, ingesit het met die spelers. Die Haie se wedstryd teen die Leeu's op Ellis Park, wat aanvanklik vir 27 Desember geskeduleer was, is tot 21 Februarie uitgestel. Die volgende wedstryd is op 3 Januarie teen die Leeu's op Kings Park. India 231 vir 5 aangeteken en Suid-Afrika tot 201 vir 8 beperk. Dit was die Proteas se 19de nederlaag in 29 wedstryde sedert 2024 se T20 Wêreldbeker eindstryd teen Indië in Barbados. Suid-Afrika het in die afgelope T20 reeks teen Indië weer kombinasies beproef en was weer nie op sy volsterkte gewees nie. Die goeie ding is dat 'n maand van SA20 cricket vir die ouens gaan voorlê. Dit sal ook goeie voorbereiding vir hulle wees om hulle vaardighede te slyp om te verseker dat wanneer die Wes-Indiese eilande in hierdie land aankom, ons gereed daarvoor sal wees. En dan natuurlik die T20 Wêreldbeker. Dis die groot ding. Hoewel ons nie die uitslag gekry het wat ons hier in die T20 reeks wou gehad het nie, wil ek graag dink dat hierdie dalk ook die T20 Wêreldbeker finaliste in die volgende T20 Wêreldbeker kan wees. Ek hoop beslis, so het hy gesê. Hy was in sy noppies oor die terugkeer van Quinton de Kock, wat 65 lopies van 35 balle aangeteken het. Quinton de Kock het sy T20 Wêreldbeker plek daarmee bespreek. Suid-Afrika sal hoop om so gou as moontlik op die knoppie van die snelbouler Kagiso Rabada te druk, wat weens sy ribbesbesering baie gemis is. Steve Hansen, 'n voormalige afrigter van die All Blacks se dogter, Whitney is aangestel as die hoofafrigter van die Nieu-Seelandse vroue rugbyspan. Die Nieu-Seelandse Rugby-Unie het van dese week bekend gemaak dat Whitney Hansen die Black Ferns tot minstens aan die einde van 2027 sal afrig. Sy neem die leiersels oor by Ellen Bunting. Die Nieu-Seelandse vrouespan is die suksesvolste span in die geskiedenis van die Wêreldbeker. Sedert die toernooi in 1991 die eerste keer aangebied is die Black Ferns 6 keer die trofee omhoog gehou. Whitney was deel van die Black Ferns se afrigtingspan toe hulle in 2022 die Wêreldbeker toernooi op tuisbodem gewen het. Steve Hansen was die All Blacks se afrigter toe hulle in 2015 die Wêreldbeker toernooi gewen het. Dit is vir Ben Stokes, kaptein van Engeland se cricketspan, onaangenaam dat hulle die reeks om die aas binne 11 dae verloor het, maar in dieselfde asem beloof hy dat die Engelse in die laaste 2 toetse meer konstant sal wees. Die Aussies het gister die derde toets in Adelaide op die laaste dag met 82 lopies gewen. Saterdag met uitsketheid was die Engelse op 207 vir 6 in hulle tweede kolfbeurt en het hulle nog 228 lopies vir 'n sege benodig. Australië die eerste toets wat in Perth beslis is, binne 2 dae met 8 paaltjies gewen en die tweede in Brisbane binne 4 dae ook met 8 paaltjies aan die wenkant gewees. Die veggees wat die Engelse op hulle laaste dag gewys het, is vir hulle afrigter Brendan McCullum 'n riem onder die hart gewees. Ondanks die veggees op die laaste dag van die derde toets kon die Engelse in hierdie reeks nie daarin slaag om die groot oomblikke te oorheers nie. Vroue cricket in Suid-Afrika sal daarby baat vind indien SA20 ook 'n reeks vir vroue het. Komende Vrydag klap die eerste skote oor die nuwe seisoen van die SA20 toernooi. Al die lande wat goed presteer, soos Indië, Engeland en Australië, het nou reeds vir 'n paar jaar 'n vroue liga. Dit bied meer wedstrydtyd en kans vir hulle om te speel. In Januarie is geen plaaslike cricket nie, omdat die SA20 aan die gang is, het die 26-jarige Laura Wolfhard op 'n media-konferensie op die Wanderers gesê. Dit is 'n hele maand as ons een of ander vorm van 'n liga gehad het. Dit sal wonderlik wees om die diepte van vroue cricket in die land te kan uitbou. Wolfhard, Marizanne Kapp, Chloe Tryon en Nadine de Klerk gaan in die Indiese Premier Liga, die WPL vir vroue deelneem, wat van 9 Januarie tot 5 Februarie beslis sal word. Suid-Afrika en Pakistan is in Februarie en Maart slaags in 3 T20 en 3 eendagwedstryde op plaaslike bodem. Die reeks begin met 'n T20 wedstryd op 10 Februarie in Potchefstroom. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeu for you. U kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek: Messina 1822, Polokwane 1619, Lephalale 1825, Mbombela 1822, Mahikeng 1626, Pretoria 1725, Johannesburg 1623, Ermelo 1222, Kalahari 2335, Gaborone 1827,
Richards Bay 1931, Pietermaritzburg 1527, Durban 1927, Port St. John's 1931, Pongola 1930, Maputo 2127, Bethlehem 1228, Bloemfontein 1629, Alawal Noord 1632, Welkom 1731, Vryburg 1729, Kimberley 1932, Appington 2337, Prieska 2235, Springbok 1533, Karasburg 2136, Keetmanshoop 2136, Mariental 2336, Alexander Bay 1824, Brandvlei 2238, Loederits Bay 1826, Vredendal 1634, Kaapstad 1929, Sutherland 1631, George 1931, Jeffreys Bay 1732, Cabarra 1636, Grafreinet 1838, Kaaphooggelas 2027, De Aar 2034, Multino 1328, Beaufort West 2039, Oos-London 1835. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16,78 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11,09, die euro kos R19,64, 'n pond verhandel teen R22,44, 'n yen kos 11 sent, platinum se prys is $2008, palladium kos $1,750, silwer se prys is $67, 14 Amerikaanse sent, goud per 'n fyn ons is $4,342, Brent olie per vat is $60, 47 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, jou met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.